Wie lees Genesis 16 gaan oor die storie van Hagar, waar sy in die woestyn gaan sit en die engel by haar kom, en wat het sy gedink? Sy kan nog maar doodgaan, haar lewe kan nog maar eindig, maar hier kom die Here en hy begin met haar praat en toe sê hy, toe neem sy die Here van die Here wat met haar gespreek het, U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Toe noem sy die naam van die Here, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Dit is nie 'n mooi belydenis nie, nee. Ja, U is 'n God wat sien. Ons bid so baie dankie Here vir die genade vir ons. Bid my hart sal ontvanklik wees. My ore sal luister, gespits sal wees, wagtend dat die woord van die Here my gees goed kom lê, dat ek dit nie mis nie, maar dat die woord my vanmôre sal verryk en my hart kom lê as 'n oorwinningswoord, sodat U in en deur my lewe vereer en verheerlik sal word. Amen. Met jy maar vanmôre, U is die God wat sien. Dit is 'n belangrike ding vir my en jou, dat wanneer ek deur moeilike tye gaan, wanneer ek 'n krisis in my lewe gaan, dat ek weet die Here is daar, dat die Here sien, nee. Want enige oomblik, onthou net, as ek in die oomblik as ek in 'n geveg gaan, dan wil die duiwel voortdurend vir my die karakter van God, of die eienskappe van God, of wie God is, wil hy in my kom teerwerk, Ja, te sê, maar God luister nie, God hoor nie, terwyl die woord sê, hy is die Here wat oor het om te hoor. Amen. So dit is 'n geweldige feit. En dan skuif daai ding eintlik van my en jou binne ons lewe by ons verby. En as ek dit is so, ek wil hê dat wanneer ek deur 'n krisis gaan, dat hy vir my sal verdedig. As ek 'n moeilikheid gaan, dat die Here my sal help. As ek in saak is, dat die Here die saak sal verander wat vir my skade gaan doen. So ek het 'n geweldige verwagting op God om vir my groot goed te kom doen. En as hy nie daar is nie, gaan ek en jy in verwerping in. Ja. Want onthou net, as jy die oomblik voel God verwerp jou, wat gaan jy doen? Jy gaan hom verwerp. Dis daai ding wat ons sê, dis 'n veiligheid. En jy dink, dis 'n veiligheidsmeganisme om jouself te beskerm. Maar dis eintlik die verkeerde stap wat jy aanneem met die Here. Amen. Want dan neem jy aanstoot teenoor die Here. Onthou dit, as dit met 'n ou goed gaan, hè. Dan pla dit my of die Here my sien of nie sien. Is ek reg? As dit met my goed gaan en ek is nie nodig dat iemand vir my moet opstaan nie, het ek nie iemand nodig om my te verdedig nie. Is dit nie? Dan maak God nie saak nie. Daai eienskappe maak nie saak nie. Dan daar alle ander eienskappe dat hy goed is en hy is getrou, dan begin daai goed binne nou se 'n lewe werk. So ja, dit is 'n gevaarlike ding as ek en jy in verwerping gaan, want dan skuif jy God weg van jou af. En die woord, onthou die vyand kom, dan maak hy dat die woord van jou weggaan. Terwyl jy naby die Here is, wat doen die woord? Die woord lê op jou bors, die woord lê soos 'n mantel op jou nek. Die woord is vir jou 'n verlossingswoord, 'n reddingswoord. Maar as jy geskei is, dan kan ek vir jou die mooiste skriffies lees en dit geen effek op jou nie, want jy aanstoot geneem teenoor die Here. Daarom is dit belangrik dat ek en jy die regte gesindheid moet hê binne ons hart en ons lewe. Want die oomblik as daar verwerping is, wat doen ek? Saam met verwerping kom haat, kom bitterheid, kom onvergewensgesindheid, minagting. So dan verander dit my vrug van die Gees, en verander my karakter. Want nou is ek gevul met eintlik wat ek gevul wees met liefde, die genade en barmhartigheid van God, en met vergifnis is hierdie ander deel van my binne in my lewe. Dit is so, as ek by jou kom staan en jy watch yourself, en ek sê iets teen jou, die kans is goed dat jy gaan unhappy met my raak, nee. Ek gaan huis toe en ek dink, ja, ek het daar nou op plek gesit. Jy klim in jou kar en jou man is saam met jou en sê jou, weet jy wat het sy vir my gesê? Ek wil nou nie iets opbring nie, maar ek dink nie, dit was reg nie. Dan sê, wat doen jy? Nou pleeg jy partyskap, nee. Nou maak jy sonde oop wat hy nie gesien het nie.
Is dit nie? Wat lê in jou hart, dan begin jy hom of haar sleg sê, om die haat te bedryf. En ek wil vir hierdie emosies wat ek vir jou beskryf, is dieselfde emosies wat ek en jy teen God opwek. As jy voel die Here gee nie vir jou om nie, dan gaan jy as jy kwaad hoor ons mense sê my, is kwaad vir God. Jy het aanstoot geneem. Amen. Ja, die Here hoor nie. Wat sê jy vir my? Gee nie om nie. En dit is daai wat 'n geweldige rol in my en jou se lewe se ding. En hierse Hagar, en sy voel nou baie happy met haarself. Dis altyd jy sien hierdie ding, tipiese kind, is dit nie? Toe die Here by haar kom en wat gaan al nee sê sy vlug vir Sara, want Sara behandel haar sleg. Maar die vorige vers toe sy sien sy swanger en sê die woord en sy Sara begin verag. Verstaan? Dit sê sy nie vir die Here nie. Nee, is dit nie wat ons soms doen nie? Jy het 'n attitude, maar jy kom nie by God en sê ja, ek was miserable en ek het dit gesê, is altyd daai ou. Is dit nie? Dis dieselfde storie wat met haar, maar ongeag wat doen God met haar? Jy begin met haar praat. Amen. Hier sit sy in die woestyn. Lonely, eensaam, moedeloos. Waartoe gaan sy? Maar wat doen God? Hy kom, hy wys van, hy openbaar homself. En dat sy daai mooi verklaring maak in hierdie toestand waar sy is. U is 'n God wat sien. Niemand gee vir my om, niemand worry nie, maar God is die God wat sien. God is die God wat naby kom. Is dit nie mooi nie? En dit is so. En ek wil met jou werk en vir jou sê, Satan is heeltyd besig. Ons stryd is nie met God nie. Ons stryd is nie met die woord nie. Ons stryd is dat die duiwel heeltyd goed in jou hart kom lê teenoor die Here. Toe Jesus 'n versoeking was, dan sien jy dit nog. Maak dit brood, want jy sal van brood alleen lewe, is dit nie? So hy werk heeltyd met die woord om God te diskrediteer binne in jou lewe. En die oomblik as jy dit vat, het jy moeilikheid. As Sara nou daar gesit het en sy God verwerp, het sy groter krisis in haar gehad. Is dit nie? Maar wat doen sy? Sy verander haar attitude. Wat sê sy? U is 'n God wat sê ek gedink, niemand gee om nie. Hulle het my so sleg behandel. Jy het nie gesien wat sy gedoen het teenoor my. Wat sê die Here? Ek het dit gesien. Hy weet van my en jou se sake. Dis net waar jy gaan doen. Jou familie behandel jou sleg. Hoe jy gaan kyk, jy dink jy so Christelik. By die werk dink hulle niks van jou nie. En dan kom ons huis en so, niemand weet dit nie. Maar God sien dit. God sien as mense jou sleg behandel. God sien dit wanneer mense teen jou opstaan. Hy sien dit. Hy sien wanneer jy sleg gesê word binne in jou huis. Hy weet dit, hy sien dit. Hy ken hierdie goed. Want ons kyk na Josef in Genesis 39. Hy het so 'n awesome job gehad, maar die woord sê en die Here was met hom. En hier word hy aangekla vir 'n sonde wat hy nie gepleeg het nie. Hy word in die tronk gegooi vir iets wat hy nie gedoen het nie. Nou kan jy dink hoe aanhek kon hy wees, is dit nie? Maar wat lees jy daai goed? Dat God dit gesien het. Baie keer voel ek en jy die Here moet opdaag en met hierdie ding na die lig toe bring, want dis net nie reg nie. En baie keer gaan jy en ek in toestande in en ons dink ja, waar's die Here? Die Here moes gesien het hierdie sake. So kyk wat doen hulle aan my. Ek is onskuldig in hierdie ding, maar ek word sleg gesê. En dis daai ding wat jy jou hart moet oppas. Sodat die vyand nie in jou werk en teen jou werk en sê ja, maar God sien jou nie. God weet nie van jou nie. Dat jy vanmôre kan weet, al behandel mense jou sleg, al is jy in 'n ding gedruk en jy is onskuldig en jy maar waar's die Here? Ek dien die Here. Hoekom daar gaan jy op en dat jy kom vanmôre verstaan en weet? Hy sien dit. Sien hy dit nie sien nie. Hy sien hierdie goed in my en jou se lewe. Paulus en Silas in die tronk in Handelinge 16. Hulle doen die werk van die Here. Wat opgesluit. Vir iets wat hulle goed doen, nie sleg nie. Iets wat tot voordeel vir mense is. Jy steek jou hand
mense, dis daai wat hulle sê, wat die stelling is, en ons moet versigtig wees, no good deed goes unpunished. Ou moet jou onttrek van daai goed. Jy, as jy iets vir iemand doen, laat dit daar eindig. Ja. Moenie verder gaan nie. Amen. Weerhou jouself van goed wat mense sê. So dat daai, onthou dit wat ek spreek, I become the prophet of my own life. As ek sien, ek gaan hierdie ou help, en hier kom moeilikheid vir my, dan gaan ons terug, ja. No good deed goes unpunished. Die prophesy daai ding, dan draai daai ding teen jou. Dan wonder ons, hoe kom die goed plaasvind? Jy weet, as iemand help, dan is dit af. Jy besluit, ek net dit vir jou werk. Jy besluit tot waar jy die streep trek. Amen. Jy hoef nie iemand tot in die einde te vat, dis dalk nie jou job nie. Jou job is net vir nou, net vir vandag. Nie van môre of die week daarna nie. Dan word ons soms gevangene van mense se behoeftes en hulle begeertes of die krisisse waar hulle in is en jy gaan uit jou pad uit en dan dink jy maar hulle worry nie eers nie. En dan dink jy ja, ek is 'n kind van die Here, ek doen 'n goeie daad. Wat gaan die Here omtrent doen? Hy sien dit. Hierdie sou in die tronk en hulle kon nou bitter gewees het en hulle kon nou kwaad gewees het en mense begin verag en maar wat doen hulle? Hulle begin sing. Wat God het. Dis in die middernag. Herleef hulle. Want wat is dit vir jou die moeite werd om teen God op te staan? Om te sê, hy worry nie, hy gee nie om nie. Dis nie vir jou tot jou voordeel nie. Maar om te begin loof en prys, dit verander dinge binne in my en jou se hart. En dan baie keer, hier kom Hagar, en sy is nou kwaad vir Sarah, en die Here sê vir haar, gaan terug. En dan gee jy myself, ek gaan nie dieselfde mense help nie, ek is sorry, ek gaan nie, dat mense my weer sleg sê, daar's nie 'n manier nie. Baie keer moet ons eie karakter bou, nee. Dat die Here, want baie keer vlug jy, baie keer neem jy aanstoot te gou. Dat jy nie geleer, want onthou dit baie versoeking om dieselfde manier, kom weer, tot jy hom oorwin. So vanaf dat ek en jy leer om oorwinning toe te laat, hoe makliker vir my jou. Dit is so, mense maak 'n ou kwaad, wat doen jy? Jy vergewe hulle, maar jy haat hulle eintlik, is dit nie? En dan kom daai ou weer, wat doen hulle dieselfde ding, jy hoor dieselfde storie, en naderhand wil jy nie meer vergewe nie, is dit nie? Jy wil nie meer met hulle pad stap nie. Maar hulle word op jou eintlik geforseer, is dit nie? En dink jy, ag Here, kan al niemand doodgaan nie, ek sou okay met dit, ek sal dit aanvaar. Maar jy vergeet, God sien wat hulle doen. As hulle saam sit en praat, hulle konkel teen jou, en hulle een kom uit om vir jou iets te kom sê, die Here sien waar jy teen iemand opstaan, die Here weet. Amen, is dit nie? Dan kom jy, dan maak jy, of jy niks doen, of niks sê nie, maar eintlik jou gees is eintlik klaar, in rebellie teenoor iemand anders. En hier gaan sy terug. Hoekom? Want sy moet leer dat God haar raak sien, te midde van omstandighede. En dit is so, baie keer as ons in 'n krisis, en dan moet jy jou attitude verander, sodat dit wat in jou moet plaasvind, kan plaasvind. Want as jy jou attitude verander, dan verander al jou omstandighede binne in jou. Amen. So, dis daai wat die Here sê, ek sien, en die Here weet, want ek hierdie ding vir jou gaan lees in Jesaja 43. Ken hierdie ding? Jesaja 43, vers 2. Ons dink altyd, daar gaan nie riviere en riviere wees nie, maar daar is net. Die Here sê nie, hulle gaan nie kom nie, maar wat sê hy vir ons? Hy sê, vers 2, as jy deur water gaan, is ek by jou, en deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal hulle jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. So hy sê nie, daar gaan nie vuur wees, hy sê nie, daar gaan nie water wees, hy sê, gaan kom. Maar wat doen hy? Hy vat jou idee. Hoekom? Want hy is die God wat sien.
Hy is die God wat sien hoe hulle jou behandel, wat mense van jou dink, en dan tree hulle daar volgens op en omstandighede net verander, maar God sien al hierdie goed. So wat moet ek vanmôre in hierdie ding uitleer vir myself? Dat al is jy vanmôre in 'n rivier, wil ek vir jou sê, die Here sien jou. Al voel jy brand vanmôre, wil ek vir jou sê, die Here sien jou. Hy weet dit. Amen. Wat moet ek omdraai om te sê? U is die Here wat my sien. Here, ek is in hierdie rivier en voel ek gaan verdrink, maar U is die Here wat my sien. Here, ek is in vuur, ek brand. Nee, ek brand. Here, ek is in hierdie vuur, ek sal jou nie brand nie. Here, ek is in hierdie vuur, dis warm. Ek hou nie van U. Maar wat draai ek om te sê? U is die Here wat my sien. Amen. So ek moet hierdie gesindheid begin aanneem om te sê, wat sal ek vanmôre van die Here sê? U is my finansiële krisis. Wat sê ek? U is die Here wat sien. Julle gaan deur egskeiding. U is die Here wat sien. Ek weet nie hoe om hierdie ding te hanteer nie, maar U is die Here wat sien. Here, ek is so alleen. Ek voel so miserable. Maar U is die Here wat my sien. Amen. U is die Here wat my sien. Here, my kind maak wat hulle wil. Ek is so ongelukkig. En Here, ek worry oor hulle. Maar wat sê ek vanmôre? U is die Here wat dit sien. Amen. Here, my hart is gebroken. Here, ek weet nie meer wat om te dink en te voel oor hierdie saak nie. Wat raak om vanmôre? Here, is die Here wat sien. Amen. So jy vanmôre kan weet, hy is die Here wat jou sien. As jy siek is vanmôre, wat draai jy om? Neem nie aanstoot nie. Jy draai en sê, Here, is die God wat my sien. Want jou oorwinning lê by wie God is. Nie in jou omstandighede nie, maar wie hy is. Sodat die duiwel nie dit van jou steel nie. Dat jy vanmôre kan sê, U is die Here wat my sien. Amen. So waarheen gaan jy vanmôre? Wat voel jy's in 'n rivier? Of voel jy brand? Of jy's binne 'n boot, of jy's in omstandighede wat jy net nie, jy koud net nie. Wat gaan jy vanmôre doen? Jy doen wat sy gedoen het. Erken hom, sê die sien hierdie ding. Amen. Ek hou van Josef se deel. En God was met hom. Is dit? Paulus sê, as God vir jou is, wie kan teen jou staan? Maar as jy nie begin opstaan en sê, U is die God wat my sien, wat is daar? Jy is besig om te bid, goed kom, jy voel die Here hoor jou nie, jy bid en jy bid, jy voel as nie antwoord nie. Wat doen jy vanmôre? Jy raak nie opstandig met die Here nie. Jy laat nie die woord en God van jou skei nie. You embrace them. Amen. You embrace God into your life. Jy neem die woord aan. Amen. Wat draai jy om en sê? U is die Here wat my sien. Amen. Wie is U? U is die Here wat my sien vanmôre. Wie is U, Here? U is die Here wat my sien vanmôre. Die al is U die Here wat my raak sien. Wat sê ek vanmôre vir jou kind van die Here? Die Here sien jou. Sien waar jy huil. Sien waar jy ongelukkig is. Hy sien dit. Hy sien waar jy seer gemaak is. Hy sien dit. Hy weet dit. Hy weet wanneer daar goed gebeur het. En jy is soos 'n vis wat soms op die land is en jy sukkel om asem te haal. Want dit is bo jou voet, dit is bo jou vermoë. Wat sê ek vanmôre vir jou? Die Here sien jou. Wat doen God vanmôre vir jou? Hy sien. Laat hy vanmôre die genesing bring. Laat hy vanmôre jou oorwinning vir jou gee. Laat hy vanmôre kom opnuut en weet dat jy weet hy is die woorde van gebed. Amen. Want die Here sien my. Sê bietjie, die Here sien my. Jy nog gesê om ek so sê, nou wil ek hê jy moet dit in jou hart maak en glo van oorlog doen.
Net daar waar jy sit. Laat vir jou werk. Kyk na die saak van die Here. Kyk na die omstandighede waar is. Wat sê jy vanmôre? U is die Here wat my sien. U is die Here wat sien vanmôre. U is die Here wat my raak sien. U is die Here wat my sien. Daai gebed wat jy bid, wat sê jy vanmôre vir die Here? U is die Here wat my sien. U is my Here. U is my Here wat my sien. U is my God vanmôre. Here, ons bid vanmôre u woord oor ons lewens. Ja, van ons is in riviere, van ons is in vlamme, in vuur. Maar die woord sê dit alles sal ons uitkom. As ek in water is, sal dit nie my oorstroom nie. As ek in 'n vuur is, sal my nie brand nie. Want daar is 'n woord oor my geskrywe dat ek sal deurgaan. Daarom sê Psalm 22, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Al gaan ek daarin, ek sal die ander kant uitkom. Hoekom? Ja. Want u is die Here wat my sien. Ja. Vrede bid ons vir mekaar. Oorwinning bid ons jou toe vanmôre. Dat die geleenthede, dat elke saak vir jou sal verander. Jou lewe nuut sal word, jou oorwinning verander 'n werklikheid sal word. Dat ander kan sien dat die Here vir jou onderneem. Deure vir jou oopmaak, geleenthede vir jou skep. Jou werkomstandighede jy sal kies. En die saak wat jy gekies het, dat die Here jou vooruit sal gaan vanmôre in Jesus naam. Amen.